Artikel 4 van die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan oor die kanonieke boeke van die Heilige Skrif, die 66 boeke van die Bybel. En dit sê vir ons die volgende: ons vat die Heilige Skrif in 2 dele saam, die Ou en die Nuwe Testament. Dis die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. En dan gaan dit ook verder om vir ons al 66 boeke, die boeke van die Ou en die Nuwe Testament ook te noem en te bevestig. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is vandag, wat saam luister, saam kyk na ons breek die woord. Dit is my so voorreg om week na week ook iets van my hart, iets van my reis saam met God met jou te kan deel. En ek hoop regtig dat dit vir jou ook iets beteken, dat jy ervaar hoe God se woord ook vir jou op hierdie manier oopgebreek word en hoe hy jou hart, jou gedagtes ken en vir jou kom verseker dat hy saam met jou ook wandelend is. Mag jy vandag sommer net beleef hoe hy ook deur hierdie artikel 4 van die Nederlandse geloofsbelijdenis met jou kom spreek en deur die teks ook wat ons saam gaan lees spreek, sodat jy hom ook meer en meer in jou lewe mag ervaar, sodat jy sy lig in jou lewe mag beleef. Ons gaan saam lees uit Prediker 3 uit, ons gaan saam lees van vers 14 tot 17, maar voordat ons so maak, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike wete dat U ons nou ook kom ontmoet, daar waar ons is, daarvan waar ons saam luister, van waar ons saam kyk. Here, U is hier saam met ons in ons harte, U leef deur ons, U leef rondom ons elke liewe dag. En tog bind U ons ook saam, Here. Tog bring U ons saam as gelowiges ook op hierdie unieke en besonderse manier. Here, daarvoor sê ons vir U dankie. Daarvoor loof en prys ons U. Here, ons weet ook, in hierdie lewe is daar uitdagings waarmee ons gekonfronteer word, en in hierdie lewe is daar dinge wat vir ons nie sin maak nie. En Here, is ook met so 'n hart dat ons U kom ontmoet vandag, met sulke gedagtes dat ons U kom ontmoet, dat U woord kom stil word, en vir U vra om vir ons ook te wys, waantoe volgende. Mag ons vandag ook iets van U voorsienigheid in ons lewens beleef, wanneer ons saam gaan lees uit Prediker 3 uit. Mag ons iets hoor van U hart, Here, wat deur en deur in U woord ook vir ons so duidelik bekend gemaak word op soveel unieke maniere. Mag ons weet dat U ook ons lewens ten volle ken, dat al wat ons moet doen, is daarin vertrou. Mag ons ook nou vertrou wanneer ons saam gaan lees, dat hierdie een is wat ook daardeur spreek, Here, en met ons spreek in die boodskap wat U ook daaruit met ons wil kom deel. Dankie vir die wete dat ons ook as die gelowiges, die kinders in hierdie wêreld U lig kan uitdra. Here, seën ons ook daarin, elke liewe dag. Ons bid dit alles in die naam alleen. Amen. Ek het tot die insig gekom, dat wat God doen, blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie, en jy kan daar niks wegneem nie. God doen dit, sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur, wat vroeër gebeur het. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg, waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Vers 17, ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. Tot sover lees ons dan vandag saam. Ek dink as daar een vers is wat vanoggend vir my en hopelik vir jou ook uitstaan uit hierdie gedeelte uit, is dit vers 16 wat sê, verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Elkeen van ons het al iewers in ons lewens iets van hierdie onregverdigheid in die wêreld, iets van hierdie onregverdigheid in ons eie lewens beleef. Of dit nou was met iemand wat 'n besluit gemaak het en nie die gevolge van daardie besluit gedra het nie, as dit nou iemand was wat oortree het en nie die gevolge van daardie oortreding dalk gedra het nie. Of dit nou reg was wat moes geskied het en dit nou nooit kon geskied het nie. Wat dit ook al in ons lewens mag wees, waar ons iets van hierdie onreg in die wêreld beleef het. Dit is waarin die Here vir my en vir jou vanoggend wil kom herinner ook. Dit is waaraan ek en jy ook moet dink wanneer ons hierdie gedeelte en die artikel 4 van die Nederlandse geloofsbelijdenis ook vanoggend saam lees en na kyk. Want sien, ek en jy kyk baie keer net vas in dit wat hierdie lewe vir ons inhou. Terwyl Christus vir ons die lewe en dit in oorvloed kom wys het en kom bring het.
As gelowiges in hierdie wêreld, leef ons in hierdie wêreld, maar behoort ons nie vas te kyk in die finaliteit van net hierdie lewe nie. Ons behoort verder, baie verder, as dit te kyk. Ons behoort die ewigheid van Christus raak te sien. En wanneer ons dit sê, dan kan ons nie anders as om aan die hele woord van God ook te dink nie. Aan al 66 boeke van die Bybel. Al die boeke van die kanon te dink nie. Want hierin word ek en jy bekend gestel aan die God wat tot in ewigheid ook leef. Die God wat vir ewig is. Die een wie se liefde, sy genade vir my en vir jou ewigheidswaarde het. Die een wat vir my en vir jou kom uitkies het om sy kinders ook te wees. Ten spyte van die onregverdigheid wat in hierdie wêreld bestaan, kom sê Jesus Christus vir ons, dat hy die reg kom word het vir my en jou, dat hy vir ons kom sterf het, vir ons sondes kom sterf het, sodat ons nie die finaliteit van hierdie lewe, van hierdie onregverdige lewe, in ons lewens hoef te beleef nie, maar sodat ons die regverdigheid van God, van Christus, in ons lewens nou reeds kan beleef, omdat hy reeds die dood oorwin het. Dis nie iets wat moet gebeur nie, dis iets wat reeds gebeur het. En daaraan moet ek en jy elke dag ook vashou. Daarin moet ek en jy elke liewe dag ook voortstreef. Dit is vir ons 'n waarheid. Christus se oorwinning oor die onreg van hierdie wêreld, Christus se oorwinning oor al die sonde van hierdie wêreld, is vir my en vir jou 'n waarheid. Mag ek en jy, in daardie tye wanneer die lewe vir ons onregverdig voel, onthou dat Christus vir ons die reg kom bring het. Dat sy liefde, sy genade altyd sal oorwin, ten spyte van ons omstandighede. Dat hierdie wêreld gebroken is, maar Christus perfek is. God perfek is. En dat hy vir my en vir jou kom kies het om deel te word, ook van daardie perfektheid. Mag ek en jy altyd na hom toe draai in ons omstandighede. En mag ons weet dat hy sal voorsien, want hy is getrou. Sy woord bevestig dit vir ons. Sy woord kom wys vir ons, sy oorvloedigende liefde vir elkeen van ons. Mag ons weet dat hy sy beloftes ook nakom, omdat hy dit oor en oor ook vir ons kom bevestig. Kom ons sit net so, en dan loof ons ook die Here saam deur die volgende lied. Mag jy weet dat die reg wat Christus ook aan die kruis vir elkeen van ons kom bring het, altyd ook vir jou 'n waarheid is. En mag jy weet
dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees ook saam met jou gaan, daar waar jy wandelend is in hierdie wêreld. Amen.